Goeiemôre almal. Wat 'n voorreg is dit nie om hier te kan wees nie, hè? Baie lekker weer. Ek dink ons gaan vandag 'n lekker sonskyndag hê. Ek dink die ergste reën is verby. Maar ja, ek is myself baie excited om hier te wees en al die nuwe gesigte te sien. Ja, vandag voel vir my ook soos 'n geskenk. Is daar mense wat dalk 'n geskenk op die verhoog kan sien? Sien julle hom? As jy hom sien, kan jy dalk hom kry. Wie kan hom sien? Ja, nee wat. Ek dink ons gaan hom deel en kry ek die meeste. Kan jy hom sien? Nee, jy's 'n champion, hè? Hoe grand is dit nie? Ons almal wil tog 'n geskenk hê, hè? Is dit nie grand nie? As jy nou verjaar, ek weet van iemand wat gaan verjaar in volgende week, nê? En hy het nou besluit hy soek 'n Timo geskenk. So hy gaan nog 3 weke wag seker vir sy geskenk. So ek hou van 'n geskenk wat ek so kan vashou en dan wil ek hom skud. Wat rol rond hier? Is hy iets verstel om te rol hier binne? Het sy skroewe losgekom? Is jy seker? OK. Ja, so ek wil gou net vir ons open. Soos ons ook kan sluit. Here, wat 'n voorreg is dit nie om in die teenwoordigheid te kom vanoggend nie, Here. Ek wil vra dat U my sal help dat ek die boodskap kan lewer wat U op my hart gesit het. Here, ek wil vra dat die Heilige Gees sal oorneem en dat U in ons harte sal spreek die boodskap wat ons voorberei het. Amen. Ons sê, grand. Wie van ons almal hou van 'n geskenk? So ek hou van hierdie geskenk. Hy's vir my mooi blink en ek weet hoe lank Karina gevat het om hom toe te draai. Julle sal nie glo wat 'n uitdaging is dit om op hom 'n stryk te gekry het nie. So saam met dit het ek nog klein geskenkies hier binne ook. So ja, en het julle geweet dat die Here vir jou ook 'n geskenk het? So as ek net onthou om by my slides te hou, dan gaan dit grand wees. So daar's die geskenk julle. En as ek hom weer kap, maar wiggle hy so 'n bietjie. So God het vir ons ook 'n geskenk. Maar nou die groot kuns is om uit te vind wat is die geskenk wat God vir ons het. So God se teenwoordigheid is ons geskenk. So wat kry ons in God se teenwoordigheid? Vrede, liefde, aanvaarding, genesing, herstel vir 'n gebroke hart. God wil ons so graag by hom hê. Nou hierdie beeldjie daarin wat die vuur uit die hemel uitkom, dit is die tabernakel. So God het ons so lief dat hy vir ons 'n spieëling gegee het van die tabernakel, van hoe dit in die hemel moet lyk. En God het instruksie gegee. Kyk, toe Moses met sy blink gesig half van die berg af kom het, hulle die tent of meeting, die ontmoetingstent buitekant die dorp gesit of die tentdorp en God het hulle instruksie gegee. Nee, ek soek my tabernakel in die middel van julle, want hy wil by ons wees. Selfs met ons sonde en ons gebreke wil God ons by hom hê. So daar was selfs 'n klomp offers en so aan om met die sonde te deel, om in God se teenwoordigheid te wees. So ja, net so 'n bietjie meer detail oor God se koninkryk, want God se teenwoordigheid is in sy koninkryk. So wat definieer 'n koninkryk? Eerste moet daar 'n koning wees. So wie is die koning in God se koninkryk? Koninkryk. God. En ja, nou kan ek nie op my notas lees nie. Waar is die koninkryk? Sjoe, dis 'n moeilike ene, want dis eintlik tweeledig. Die koninkryk van God is hier met ons, binne in ons, maar dit gaan ook kom. Dan, wie is die burgers? Dis 'n grand ene. As jy 'n wedergebore van Christen is, 'n kind van God is, dan is jy in die koninkryk. OK. En wie heers in daai koninkryk? Ons kan heers in die koninkryk. God nooi ons uit om saam met Jesus te kan heers. OK. En wat is die koninkryk? Die koninkryk is nie spys en drank nie. Dis geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Nou, dit is so 'n magtige konsep dat God ten spyte van ons gebreke, ten spyte van ons tekortkominge,
ons in sy teenwoordigheid wil hê. Maar soos alles in die lewe is daar 'n slang in die gras. Nou om die slang in die gras vir julle te verduidelik, gaan ek 'n bietjie hulp nodig hê. So, ons het gereël met 2 helpers, ek dink is 2 en nog enetjie. Grant. Ek het my ander hulp ook nodig, asseblief. So, hier het ons nou 'n paar props, soos hulle dit nou sê. So, hier is 'n cricketbat. Ek het een laaitie wat kan cricket speel, 'n ander ene wat nou aspirant oefen saam met hom. Hier is 'n rugbybal. Ek dink hy dalk miskien nou 'n puncturetjie, maar hier is 'n rugbybal en dan die groot ewel. Ek gaan jou net hier na. Okay, chop. Daar sê. Sal jy hom vir ons vashou? Okay. So daar sê, God het vir ons 'n geskenk en ons kan hierdie geskenk begin oopmaak want ons sal almal weet wat hier binnekant is, nê. Nee. So ongelukkig almal van julle, hierdie geskenk is net vir kinders. So wie is kinders hier onder ons? Kyk 'n bietjie rondom julle want ons gaan nou weer hierdie vraag vra. Wie is kinders hier rondom ons en ons wil nie hê iemand moet 'n fout maak nie. Daar sê. So hier binne-in, ek gaan nou hierdie groot tipe van my hier uithaal. Kom ons kyk. My ouma het my geleer jy met jou geskenkpapier bære want jy kan dit dalk weer gebruik. My ouma is daarom nou nie meer hier nie. Okay. Jo, ek hou van geskenke. Wie gaan my help? Wil jy my nie gou kom help nie? Kan jy hierdie kant vir my skeer? Kan jy jou vingers daarin kry? Moet ek 'n gat maak? Kom ek maak 'n gat so. Daar sy. Daar sy. Trek jy om daai kant, dan trek ek om hierdie kant. Hier kom hy. Ek het hom. Daar sy. Baie dankie. Okay. Dan maak ons hier 'n gat. Klink dit vir julle reg? So hier binnekant is klomp geskenke. Gaan jy loer? Maar jy mag net gou loer. Dink jy daar's vir elkeen een? O, so hierdie geskenke is vir ons almal. Dis nie net vir een persoon nie. Baie interessant, nê? Nee. Okay. So hoe dit gaan werk is, ons wil graag ons helpertjies kry om tot by God se geskenk te kom. En ons wil uitfigure wat die slang in die gras is. So eerstens moet ons een van hulle vra wie's eerste op. Clarissa en haar helper, nê? Nee? Okay. So julle moet kom tot by die geskenk. Is dit vir julle moontlik? Okay. Daar sê julle reg. Kom julle. Daar sê. O, hulle het by die geskenk uitgekom, hè? Hoe grand is dit? Baie mooi. Dankie baie. Julle kan weer gaan sit. Daar sê ons gaan nou geskenke uitdeel, dan gaan julle help, okay? Daar sê. Dan het ons 'n tweede keer wat ons nog iemand wil by die geskenk in die teenwoordigheid van die Here uitbring. Kan ons volgende helper opstuur. Maar sê. Okay. So hy kom nie. Okay, kom ons probeer dit weer. Ons val dit van. Ja, ons gaan weer probeer. So. Kom by die geskenk uit. Hy, dan moet hy daar bly. Hy word distracted. Hy kom nie by die koninkryk uit. Hy. Dankie vir die musiek. Julle kan maar weer gaan sit. Grand. Baie dankie julle. Ek gaan julle nou roep en kom help ons geskenke uitdeel, dan kry jy dalk ietsie, hè? Hoe grand is dit? Okay, so hier is 'n rugbybal wat ook bietjie aandag kan aftrek en hier is 'n cricketbat wat kan aandag aftrek. Maar ek is seker daarvan elkeen van ons het dalk eers iets wat ons aandag kan aftrek. En dit bring my by ons versie vir vandag. Jesus het na hulle geroep en gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie. Want aan sulkes behoort die koninkryk van God. So as ek en jy moet stil sit en ons moet dink, wat in ons lewens weerhou ons? So ek het gister ook gesê, baie keer moet ek myself meeding met 'n storieboek of met Instagram of so iets, want die foon kan baie keer vir ons besig hou dat ons nie tyd het om aan ons Bybelstudieprogram of aan ons meer gebed of wat ook al deel te kan neem nie. Maar ons elkeen het binne in ons eers dalk ietsie wat ons kan dink wat ons verhinder. En dan verder as daai, elkeen van ons het dalk 'n plekkie waar ons vreugde en ons entoesiasme vir die koninkryk gesteel is. En ek dink dis eintlik die belangrikste ding. So vandag wil ek die Here vra om vir ons te wys
wat dit is wat ons weerhou, of is daar dalk iemand wat jou weerhou van die teenwoordigheid van die Here. Laat ons dit kan aanspreek en in sy koninkryk kan begin beweeg. Okay. So van hier af wil ek nog iets demonstreer. In Gerke. Dion, asseblief as julle my kan kom help. So hierdie ene is nou eintlik net spesiaal vir julle om te kan deelneem in die koninkryk. So ek gaan vir julle hierso vra om hier te staan. Nou die eerste ding wat ons moet weet is, kan julle op een plek staan en draf? Want anders gaan jy hele wêreld met rondhardloop. Okay. So die eerste beginsel is, ek daar hardloop ons. Okay. Ons eerste vers is Matteus 6 vers 33. Hy sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. So hier is die koninkryk van God, nê? So as jy soontoe gaan, dan draf ons soontoe en jy hardloop agterna, want ons soek die koninkryk, nê? Maar nou, daar's hy, voordat julle self ooreis, kan ons die volgende ene opsit. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lente van dae. So nou draai dit om. So jy hardloop weg, maar goedheid en guns volg jou. Hè? Hoe grand is dit? Baie dankie. Kom ons klap vir hulle hande. So ek kan ou kinders laat draf, hè? Hoe grand is dit nie? Baie dankie julle. Die bedieningsspan kan al begin vorentoe beweeg. Wat 'n voorreg is dit nie, dat as ons in die koninkryk is, of as ons in God se teenwoordigheid is, alles met ons bygevoeg gaan word. As ons daai goedjies een kant plaas en nie ons fokus op dit sit nie, en nie laat dit ons hinder nie, kan ons soos kinders in die koninkryk deel, kan ons in God se teenwoordigheid kom. En dan sal goedheid en guns ons volg. Dan sal alles ons volg. Ek dink is 'n waardevolle beginsel. Okay. Great. Kan ek vir ons dan afsluit? Van hier af gaan ons nog 'n liedjie sing en van daar dan gaan ons begin met die gebedsaksie. So ek kan vir so lank vir Peer ook vra om nader te staan. Sy. Here, dankie vir die voorreg dat U ons so liefhet, Here, dat U vir ons 'n koninkryk bewerk het, Here. U woord sê dat daar baie kamers in die huis is, Here, en dat daar vir ons elkeen eers 'n kamertjie is, Here. En dat U vir ons 'n geskenk voorberei, Here, en daar vir ons elkeen 'n plekkie is om te deel in daai geskenk. Here, dankie dat U goedheid en die guns ons volg, Here. Ek wil vra dat U ons harte sal oopmaak, dat U in ons sal kyk, Here, en dat die Gees deur ons sal werk en ons sal wys daar waar daar hindernisse is om in U teenwoordigheid te kom. Daar waar daar gebroke harte is en teleurstellings is, dat U dit sal genees, Here. Laat ons weer 'n passie in ons harte sal kry, Here. Dat die vlam weer in ons harte sal opvlam, Here, sodat ons 'n begeerte het om tyd saam met U te spandeer in U koninkryk en U teenwoordigheid. Amen. En partykeer dan wens ek kan weer so 'n bietjie wees soos voordat ek die Heilige Gees ontmoet het, dat ek nie so baie huil nie. Want ons kom aan die einde van hierdie maand wat die Heilige Gees ons gelei het in hierdie gebedsmaand. Maar dis nie 'n afsluiting vandag nie. Want ek ervaar net in die Gees het die Here vir ons kom oopmaak om te kan aangaan. Ons gaan nie noodwendig elke Sondag hier nie, maar jy gaan aangaan by die huis. Jy gaan aangaan om te bid en in te tree vir hierdie gemeente, vir die gemeenskap. Vir dit wat God wil kom oopbreek. En as ek net kyk wat hierdie maand gebeur het in hierdie gemeente. Die groei wat daar reeds plaasgevind het, die gebedsgroei wat plaasgevind het hierdie laaste maand, is fenomenaal. Dis fenomenaal. As mense begin opstaan het in boldness om te sê, ek is deel van wat die Heilige Gees hier kom doen. So ek wil vir jou vra, moenie ophou bid nie.
Moenie ophou bid nie. Ek het net nou daar gesit en die Heilige Gees het my kom herinner aan Esegiel 47, die waterstroom wat uitgevloei het uit die tempel, onderuit die tempel uit. En hy wys vir my die prentjie, dat hy hierdie gemeente gaan gebruik daarvoor, dat die lewegewende teenwoordigheid van God gaan uitvloei uit hierdie plek uit in die gemeenskap in. Dat daar herstel en genesing kan kom. Want as jy daai teks gaan lees, as jy daai water het in die dooie see ingeloop, en in die water, die dooie see het lewendig geword, dat hierdie water wat hier uitloop, lewe gee, herstel bring, genesing bring. En wat het langs daai stroom gebeur? Daar's vrug in die bome gewees. Laat die gebed van hierdie gemeente vrug bring in ons pad wat ons loop in hierdie gemeenskap. Dat die vrug van die Gees uit jou uitkom, maar dat dit soveel word, dat dit so vermeerder, dat dit 'n impak het in hierdie hele gemeenskap om ons. Die Here is so groot, hy is so getrou. Hy's 'n waarmaker van sy woord. En ons staan op die vooraand van dinge wat gaan gebeur, wat die wêreld gaan skud, die kerk gaan skud, maar ons, wat vir Jesus volg, wat bly vashou aan sy woord, staan in gebed, saam met hom, saam met die mense wat hy om jou sit, ons gaan die teenwoordigheid en die glorie van God begin beleef, soos ons nie kon droom nie. Ek wil jou uitnooi, gaan in jou binnekamer, daar waar jy lekker bid, saam met die Here, saam met hom praat, hou aan bid vir die gemeente. Ek wil sommer net vra, en ek het nou nie vooraf met hulle gereël nie, die bestuur, staan net vir my gou op asseblief. Hulle is die bedieningsspan op die oomblik. En ek sien, waar is al julle vrouens? Laat die vrouens ook sommer opstaan. Laat die bedieningsspan se vrouens opstaan langs hulle. Gemeente, julle grootste gebedsopdrag is om vir hierdie span te bid. Ons gaan nie dinge in hierdie gemeente doen uit ons eie uit onsself, ons eie ek nie. Ons staan voor die Here om te doen wat die Heilige Gees gaan oopbreek om te doen. En ons het julle gebed nodig. Ons het regtig waar julle gebed nodig. En ek gee vir julle 'n onderneming vanoggend as gemeente, dat hierdie bedieningsspan wat hier staan, net so gaan intree vir elke persoon in hierdie gemeente. Iemand het net nou gesê, a house of prayer. Julle kan maar sit, dankie. A house of prayer. Dis die bymekaar kom plek, waar ons Here kan aanbid en kan dien. En dit wat ons reeds vir julle gesê het, ons word 'n dienende gemeente. En laat ons dit vat en uitloop in hierdie gemeenskap in. Gaan in jou familie in. Gaan wees Jesus. Gaan wees Jesus. Want dis wat hy ons voorgeroep het. En my gebed is ook, dat soos wat ons die jong mense en die kinders vanmôre hier gesien het, dat dit wat hier gebeur het, hulle is deel van die gemeente, die kerk, wat Christus begin het. En hulle sal in sy familiekerk 'n deel bly, totdat Jesus terugkom.
Ek gaan sommer net vir ons 'n afsluitingsgebed doen. As jy iets in jou hart het wat jy vir die Here wil gee, doen dit nou. Praat sommer net met hom. Ek gaan nou sommer in Engels dit sê, as ek nou bid en jy wil my interrupt om met die Here te praat, praat met die Here. Hy is belangriker as ek. En Here, ons kom net vanmôre. Toe ons hier ingestap het, was u teenwoordigheid hier. Heilige Gees, u het 'n borrel hier in hierdie gemeente ingebring. En Here, waar ons onder mekaar bekend staan as 'n gemeente wat mekaar liefhet. Kom maak ons vanmôre 'n nuwe verklaring en ons vra u hulp, Heilige Gees, dat u vir ons sal help om nie net lief te wees nie, maar Here, dat u vir ons sal help om op te staan en in fellowship met mekaar u te kan dien. Bind ons, Here, met 'n band wat nie gebreek kan word nie. Laat ons u werk raak sien, Here. Laat ons na mekaar kyk deur u oë, Jesus. Want ons staan in afwagting, Here, vir dit wat u kom doen, maar ons kan nie goed in ons harte ronddra nie. En Here, vanmôre kom ons net en ons vra, Vader, in die naam van Jesus en met die volle krag van die Heilige Gees, as daar iets in ons harte is, as daar iets in ons lewens is, Here, wat tussen ons en u staan, dan vra ons vanmôre, sny dit uit. Here, vat dit uit ons harte uit. Here, ek kom spreek genesing vanmôre, want u het gesê ons kan vir mekaar bid vir genesing. Ek kom spreek genesing in hierdie gemeente in elke persoon hier in. Heilige Gees, spoel net nou. Spoel net met u wind en met u vuur. Kom maak skoon, Here. Kom maak skoon, want ons staan vandag op. Here, ons bring Vrydag en Sondag se diens net na u toe. Dit gaan nie oor ons nie, Here. Dit gaan oor wat u wil vrystel. Dit gaan oor die krag wat u wil vrystel. Dit gaan oor die opstanding wat u wil vrystel, want u het opgestaan. U het opgestaan, Here. En dis wat ons gaan vier hierdie naweek wat kom. Here, dat u opgestaan het en dat u vir ons die autoriteit gee om self op te kan staan. Ons eer en ons loof u net daarvoor, Here. Mag die liefde en die teenwoordigheid en die krag van God ons Vader en van Jesus en van die Heilige Gees met jou bly totdat hy terugkom. Amen.